Ons is besig met 'n reeks wat ons so noem, ken God se liefde. Nou wie van julle hier ken God se liefde? Alright? Nou dit is amper dieselfde vraag wat 'n mens kan vra, dat wie van julle ken vir Donald Trump? Wie van julle ken hom? Sy. Ken hy jou? Nee. Die ken wat ons hiervan praat, is nie net van ek weet van hom nie. Hierdie ken beteken van jy het 'n ervaring met hom gehad. Wie van julle ken vir Donald Trump? Ons weet van hom. Hey? En ek wonder hoeveel van ons hier ken God se liefde werklik. Want as jy God se liefde eers gesmaak het, sal jy nooit weer op 'n ander plek, dat sal jy hom nooit weer teleurstel. En dit is waar ons wil kom met hierdie reeks van ons, is dat ons wil op 'n plek kom wat jy sê, ek ken God. Ek het 'n noue, intieme verhouding met hom, en ek het al ervaar hoe hy sy liefde oor my uitstort. En ons kernteksvers vind ons hier in Efesiërs 3 vers 17 tot 19. En Paulus skryf hier aan die gemeente, hy sê, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, alles wat julle uit julle geestelike lewe uitput, daar niks is sonder die liefde nie, want jy is gewortel en jy is gegrond daarin. En julle in staat kan stel om met al die heiliges ten volle te begryp. Wat wil God hê dat jy ten volle moet begryp? Wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is. En die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref. Hierdie ken oortref alle kennis. Nee. Wie van julle weet hoe smaak 'n lekker stuk steak? Ons Suid-Afrikaners like dan maar ons braaivleis. Is 'n Saterdagmiddag, maar ek ook al deur die week, as jy net buitekant toe stap en jy ry daai braaivleisvuur, dan water jou mond. Hoekom water 'n mens se mond? Want jy weet hoe proe daai stukkie vleis wat daai ou tan. Jy weet presies hoe hy proe. Jy kan al voel hoe jy so lekker deur hom sny en hom net in jou mond sit en net lekker eet. Dis hoekom mense se mond water, want jy het 'n kennis daarvan. Jy weet hoe hy proe. En is dit al nie lekker nie, né? Ons hou van braaivleis, rugby, sonneskyn. Nee. Nee. Ons like dit nou maar net. Vir alles 'n mens vir die leeu skree. Ja, kyk hulle mag. Ja, die bulle probeer. Die cheetahs probeer daar kom. Maar die leeu's kan. Nee, maar ons kom nou daar. Ons kom by God se liefde. Ons aanvaar almal in hierdie gemeente. Ons genade is groot. Daar sê, maar dat ons die liefde van Christus kan ken, wat die kennis oortref. Ons wil nie net hê dat, weet jy wat, ek weet God is liefde nie. Maar ek wil hê dat ons 'n ervaring moet hê van wie God werklik is. Okay, wie van julle het al 'n snapper geëet? 'n Snapper? Ja. Het jy hom al geëet? Wie van julle het snapper geëet? Nou kyk, as ek nou vir julle verduidelik, hoe proe snapper? Nou ons het 'n geleentheid gehad om by ons swaartjie te gaan kuier in Nieu-Seeland. Nou dit is oorvloed. Jy kry hom in Suid-Afrika redelik in die maar jy moet redelik gaan diepsee duik vir hom of gaan diepsee visvang vir hom. Maar kom ek nou vir julle vertel. My vrou hou nie van vis nie. Sy hou nie van vis nie. Maar sy hou van snapper. Want snapper is nie vis nie. Net soos wat byke nie vark is nie. Ja, maar snapper is 'n lekker wit vleis
Hy's lekker dik en hy smaak awesome. Jy weet, hy smelt soos in jou mond. Hy proe nie soos vis nie, maar hy's lekker vis. En my swaartjie se dogter was daai tyd ook so 10-11 maande soos wat Zoe nou is. Nou, sy was op 'n stadium baie honger gewees. En ons gaan sit toe en dis die eerste keer wat ons ooit toe snapper nou eet. En kyk toe ons sien hoe sy snapper eet. Toe sê ons nee, dit moet lekker wees. Want het jy al gesien hoe 'n baba kos heel insluk? Kyk, hulle nie eens gekan. Ek dink nie daai stuk vis het eers kante geraak nie. Want hulle doop hom so in cappuccino cream, jy weet in die foam, en dan gee hulle vir hom omdat jy kon nie genoeg voorbly om dit vir haar te voer nie, want sy was baie honger gewees. Alright. Maar snapper is 'n awesome vis. Ja, wie van julle weet nou hoe proe snapper? Net so kan ek nie vir julle verduidelik wat God se liefde werklik is nie. As jy dit nie ervaar het nie, kan jy nie weet wat dit is nie. En daarom kom Dawid en in Psalm 34 vers 9, hy sê kom en smaak en sien dat die Here goed is. Ons as Christene, ons kan nie net 'n kop godsdiens hê nie. Ons kan nie. Dis hoekom daar soveel is van mense wat sê dat weet jy wat as die moeilike tye op my kant pad langs kom, dan wonder ek waar's God. Dan vra jy, dan begin jy vra rondom God. En as tawe tye kom, dan sê jy maar weet jy wat, die Here het dit teenoor my aangebring. Die Here dit, die Here dat. Dan wil ek vir jou sê, weet jy wat, jou godsdiens is net 'n godsdiens. Dit is 'n kopding. En jy het nog nie gesmaak van God se liefde gekry nie. Want as jy dit gesmaak het, sal jy nooit weer 'n vinger na God kan wys nie. Want dan weet jy, hy's aan jou kant. Dan weet jy dat God wil vir jou net die beste hê. En ek het al in hierdie reeks al gesê dat jy is die objek van sy liefde. Hy wil alles oor jou uitstort. En niks wat negatief van hierdie wêreld langs kom nie, kom van God af nie. Net soos dat jy as pa, Nico, jy wil net die beste hê vir Keon. Is dit waar? Gaan jy vir hom allerhande goeders op sy pad, dat dit moeilik is vir hom, dat jy wil vir hom 'n les leer? Nou wys, jy wil vir hom dit maklik maak. Die lewe is moeilik genoeg, en God het dit geweet. As ons net kan smaak wat God se liefde is, dan sê jy nooit weer God question nie. Maar nie net 'n kennis hê hier nie. Want die Christene, ek sê baie keer vir mense, ek haat godsdiens. Ek haat godsdiens. Want godsdiens bring skeiding tussen God en mens. Christendom is 'n verhouding met 'n lewende God. Dit het niks met godsdiens te doen nie. Godsdiens is moets en moenies. Jy moet so lyk, jy moet so ryk, jy moet so aantrek, jy moet so wees. En dit maak skeiding tussen mense en skeiding tussen God en mens. Dat jy voel nie, jy kan na God toe nader nie. Maar as jy God ken as 'n pa, en jy self 'n pa, wat jy wil hê dat as jou kind met 'n fiets ry en hy val, dat hy nie moet skaam wees en sê, my pa het nou soveel keer gewys en kyk nou het ek geval nie. Jy weet, maar jy as pa wil jy dat hy na jou toe moet hardloop en sê ek het seer gekry, en dan is jy daar om mooi reg te maak en skoon te maak en dat daar die pyn en daai seer wat daar is, om dit weer heel te maak. Is dit waar? Nou, as ons wat eintlik sleg is, weet hoe om goed te doen, hoeveel te meer nie die Vader wat ons dien nie. Ek wil hê ons moet op 'n plek kom, dat ons kan smaak God se liefde. En Dawid het iets daarvan geken en iets daarvan geweet. Want wie op 'n stadium kom hy en hy tel die volk. In 1 Kronieke tel hy die volk en God sê ek het nie vir jou gesê jy mag die volk tel nie. En hy sê en hy kom deur 'n profeet en hy sê Dawid, ek kan hierdie ding nie ongestraf laat bly nie. Jy het gesondig teen my. En hy kom en hy sê jy kan kies tussen 3 goeters. Wat oor jou en die volk maar kan kom. En die Here sê vir hom, okay, jy mag
Daar's 3 goeders, jy kan 'n bietjie daar gaan lees. Maar ek wil by jou uitkom. Wat sy antwoord is, waar daarop neergekom het, is dat die eerste 2 was gewees dat hy val in die hand van die mens. Né? En die 3de ene was gewees dat hy val in die hand van God. Nou, in wie se hand sou jy graag wil val? In die hand van 'n lewende God of in die hand van die mens? In wie se hand? As iets slegs aan jou kant langs moet kom, in wie se hand sou jy graag wil val? Baie mense wonder, ek sê eerder in die hand van die mens wil val. Want ek meen, daar is 'n teksvers wat sê, verskriklik is dit om te val in die hand van die lewende God. Is dit waar? Maar Dawid het God geken. Hy het sy liefde geken. En in 1 Kronieke 21 vers 13, en ek lees vir jou in die Amplified Bible. Hy sê, hy sê toe vir hierdie profeet, hy sê, I am in great and distressing complexity. Dit is vir my 'n baie groot ding hierdie. Ek het gesondig teen God, en nou moet ek kies my pak slaag. Okay, onthou ek het julle vertel hoe ons pak slaag gekry het. Jy weet dat die onderwyser sê jy moet kies vir jou lat. Nou ja. En hier is nou die Here wat vir hom sê, kies jy jou lat. Of die mens slaan jou of ek slaan jou. En hy sê, let me fall. I pray you. I beg you. Let me fall into the hands of the Lord. Dawid, verstaan jy nie wat jy sê nie? Weet jy nie wie God is nie? En hy sê die rede. Hy sê, for very great and many are his mercies. And let me not fall into the hands of man. Ken jy God so? Ken jy God soos wat Dawid hom geken het? Here, ek sê eerder in jou hand val. Want very great and many are his mercies. Hy het God geken. Hy het hom gesmaak dat hy is goed. Hy het 'n ervaring, hy het 'n kennis, hy het 'n eerstehandse kennis gehad van die liefde wat God het vir die mens. Weet julle, en toe kom dit so dat die Here sê, okay, dit is verreg. En hy het gesê vir 3 dae lank gaan ek oor Israel aankom. En dan sê hulle in die eerste tyd het daar 70,000 man geval. En toe het God 'n engel opdrag gegee om te gaan. Hy sê en toe hy op pad is Israel toe. Dan sê die woord, gaan lees bietjie hierdie in 1 Kronieke 21. Hy sê toe hy halfpad kom, toe sê God, hy het spyt gekry. En hy sê ek kan nie meer nie. En hy sê vir Dawid, ek wil hê jy moet nou opgaan na hierdie een persoon se dorsvloer toe. En hy sê, bou vir my daar 'n altaar. Bou vir my 'n altaar. Want weet jy wat, as ek hierdie altaar sien, die van u wat die bloedverbond geluister het, as jy 'n altaar sien, dan is dit herinnering van God se verbond wat hy het met die mens. En alles is geskoei op die kruishout. En toe hy die altaar sien, toe sien hy Jesus, en dat Jesus het al die straf gedra. En hy sê, dit is klaar. Engel, hou op, nie meer, nou maar op. En weet julle wat? Dat die straf het geëindig in Christus. Dat die straf kom die mens nie meer toe nie. Hy het Jesus aan die kruishout gesien, en die woord sê, hy het versadig geword dit wat hy gesien het. En hy sluit met die mense ewige vredesverbond. En hy sê, en hy verbind hom daaraan, ek sal nooit weer oor jou toornig word nie, en ek sal jou nooit weer dreig nie. Dis hoekom daar 'n altaar opgerig is. Want op grond van dit wat Jesus gaan doen in die toekoms, het Dawid daar 'n offer gebring en gesê, nou maar. En God se liefde is oor ons, tot vandag toe. Sy vredesverbond is met ons. Hy is aan ons kant. En ek bid en ek vra die Here, dat oor hierdie gemeente, dat ons 'n eerstehandse kenning sal hê van hierdie liefde wat hy het vir ons as mens. Kom ons gaan sien wat skryf, die van die wat die Bybels hier het, wie asseblief saam met my blaai nie. En onthou, al ons notas wat hierbo is op YouVersion.
So jy moet op YouVersion ingaan en dan op live, dan sien jy ons gemeente se naam en alles wat hier bo is daar. En dan kan jy net op dit klik en dan sien hierso staan nou Romeine 8 vers 37 tot 39, as jy op dit klik, dan gaan jy na die teksversie, dan kan jy dit volg op jou selfoon. So ons gemeente, as jy nou besoek hierso en jy sien maar hier al hierdie mense speel op hulle selfone terwyl hierdie pastoor preek. En hulle is op hulle iPads en al daai, nee, hulle is besig om die Bybel te lees. Wait, ons is ten minste in die 21ste eeu. Ja, en ja, dit is my Bybel ook. Goed, kom ons gaan kyk daarso. In Romeine 8 vers 37. Paulus skryf van al die verdrukking en die moeilike tye en van hoe moeilik hierdie lewe baie keer is. En dan kom hy in Romeine 8 vers 37. Hy sê maar in al hierdie dinge, al hierdie moeilike tye en al hierdie trials and tribulations en die benoudhede waarin dit gaan. Hy sê in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Is jy meer as oorwinnaar? Is jy meer as oorwinnaar? Hoe is jy meer as oorwinnaar? Paulus het ook eerstens 'n kennis gehad van God se liefde, want hy sê, ons is meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Ons kan alles doen omdat hy ons lief het. Ons kan na God toe gaan in moeilike tye omdat hy ons lief het. As jy droog gemaak het, jou voet het gestruikel, kan jy na God toe hardloop omdat hy jou lief het. Hy sê, in vers 38, hy sê, want ek is verseker, dat geen dood of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenswoordige, of toekomstige dinge, of die hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons kan skei van die liefde van God, wat daar is vir ons in Christus Jesus nie. Niks kan jou skei van sy liefde nie. Wat het jy hierdie week gedoen? Niks kan jou skei van sy liefde nie. Wat het jy hierdie week nie gedoen nie? Niks kan jou skei van sy liefde nie. Hardloop na hom toe, altyd deur. Okay. Maar dit gee jou nie 'n get out of jail free card om sonde te doen nie. Hoor? Want as jy voel jy het 'n rede nodig om sonde te doen, dan moet jy nog tot bekering kom. Dan moet jy nog tot inkeer kom. Maar die Here sê dat ons wat regverdig is, dat as ons struikel, ons 'n voorspraak by die Vader. Dat as ons in hierdie lewe, en weet julle wat, almal van ons sondig. Is dit waar? Almal van ons sondig. Al wil jy nie, maar jy het 'n begeerte om naby God te leef. Jy het 'n hinkering om met God te wees. Maar as jou voet struikel, nie is 'n get out of free jail card nie, dat die Here sê, dat omdat ek jou lief het, kom na my toe. Ek sal daar wees vir jou. Weet jy, een van die mooiste voorbeelde vir my van God se liefde is hierdie wat ek lees van Petrus. Nou moet nog nie oorsit nie, Angelique, hoor. Okay. Onthou julle toe Petrus Jesus verloon het. Ek dink Petrus was een van daai passionate ouens. Hy het met sy hart gedink. Jy weet, hy's net, jy weet, as die Here vir hulle iets vra, dan is dit hy die eerste een wat opspring en sê, ek sal dit doen, Here. En dan, ken julle sulke mense, wat is net hartmense. Dit wat jy sien is, dit wat jy sien is what you get. Jy weet, as jy vir hom iets vra, dan sê hy, ek sal dit doen. Dan sê hy, kan dit doen? Kan jy dit doen? Nie regtig nie, maar ek is hier. Daar wat eers praat en dan wonder hy, okay, wat het ek nou gedoen? Nou dit was Petrus gewees. En op 'n stadium kom die Here en hy sê, hoorie so, wie sê die mense is ek? En toe sê Petrus, maar Here, jy is die lewende God. En Jesus sê vir hom, Petrus, op hierdie rots gaan ek my gemeente bou. Hierdie openbaring wat jy my gegee het, wat jy ontvang het, op hierdie openbaring gaan ek my gemeente bou. Jy weet, en Petrus was een van die sterkste disippels gewees. En net daar sê Jesus vir hom, jy gaan my verloon. En toe sê Jesus mos, ek gaan gekruisig word, of ek gaan doodgemaak word. En ek gaan oorgegee word. En Petrus staan weer op en hy sê, no ways. Nie terwyl ek hier is nie.
Nie 'n manier nie. En Jesus sê vir hom, Petrus, jy verstaan nog nie. Jy het nog nie krag gekry van bo af nie. Jy's maar nog net 'n mens. En hy sê vir hom, kom ek vir jou wys, dat voordat die haan vanaand 3 keer gekraai het, gaan jy my verloon. Sjoe. Nee ek nie, Here. Nee ek nie. En toe daar die haan die 3de keer kraai, waar dink julle was Jesus gewees? Toe daai 3de haan kraai. Weet julle? Waar was Jesus gewees? Naby genoeg om vir Petrus in die oë te kyk. Julle het dit geweet. Jesus was naby genoeg, toe daai haan kraai, toe weet Jesus, jy het my nou vir 3 keer verloon. En kom ek lees vir julle, daarso, nou kan jy oorsit daarso, in Lukas 22 vers 61, en die Here het hom omgedraai, en hy het Petrus aangekyk, en Petrus het die woord van die Here onthou, wat gesê het, voor die haan kraai, sy my 3 maal verloon. Mense, Petrus het Jesus lief gehad. Is dit waar? Petrus wou alles vir die Here doen. Hy wou alles vir die Here doen. Ek meen toe hulle hom gevange geneem het daar in die tuin van Getsemane. Wat het Petrus gedoen? Hy trek sy swaard en hy kap 'n ou se oor af. Hy sê nee, terwyl ek hier is en hier is my Here, jy gaan hom nie vat nie. En Jesus sê vir hom, sit terug jou swaard. En hy vat daai ou se oor en hy sit hom terug. En hy sê moenie dit doen nie. So Petrus sou alles in sy vermoë gedoen het om Jesus veilig te hou. En hoe dink julle het hy gevoel op daai oomblik? Ek dink dit is nog erg genoeg om iemand te verloon en net weg te raak. Maar om iemand te verloon en net om te kyk en om iemand in die oë te kyk wie ek nou net verloon het, wie ek so diep lief het. Hoe dink julle het hy gevoel? Soveel so, dat die woord sê, hy het na buite toe gehardloop. En as julle in die Grieks gaan kyk, dat hy het gesob. Dit is so daai onbeheerste huil. Hy sê dat hy het net gehuil. Nee. Hoe dink julle was Jesus se uitdrukking, sy oë teenoor Petrus? Wie moes gesê? Wat het jy gesê? Hoe dink julle was Jesus se uitdrukking? Ek dink nie dat Petrus het 'n groter liefde ervaar as daai oomblik nie. Want God veroordeel ons nie. Hy ken ons. Hy weet ons is mense van voete van klei. Maar hy sê, ek wil net jou hart hê. Jou hart hê. En ek dink nie Petrus het ooit voorheen soveel liefde ervaar in iemand se kyk nie. En ek dink dit is een van die groot redes hoekom hy nie anders kan as om uit te hardloop en net te gaan neerval en te sê, Here, ek het jou nodig nie. En die vraag is, as jou voet struikel, wat dink jy is God die Vader se kyk oor jou? Hoe dink jy, hoe is God se kyk oor jou, as jy nou net droog gemaak het? Ek vra jou. Selfs as Jesus sin. Hoor. Want God en Jesus is selfde. Ons het baie keer 'n anderster beeld van God die Vader as wat ons het van Jesus. Jesus is hierdie awesome mens. Hierdie ene vol liefde wat sy hand uitstrek na die een wat melaats is en hom vasdruk en die liefde wys. Maar as ons dink aan die Vader, dan dink ons een wat met 'n sweep staan. Dit is nie so nie. Jesus sê, as julle die Vader wil sien, kyk na my. God wil sy liefde oor ons uitstort. Weet jy, as sy liefde jou gevat het, sê hy nooit in jou lewe weer wil sondig nie. Never again.
En Petrus het met hierdie ding geloop. En hy dink hy het daai liefde in Jesus se oë gesien en hy kon dit nie verstaan nie. En hy het gewonder, maar okay, hoe nou? En toe gaan Jesus dood. Hy sê, weet jy, ek het nie kans gehad om eers te sê ek is jammer nie. Wat dink julle daai skuldgevoel waarmee hy geloop het? Dink julle hy het met 'n groot skuldgevoel geloop? Want hy, die een wat juist daar was vir Jesus, die een wat juist gesê het, never, was voordat Jesus gesterf het, was hy die een wat hom verloon het. En daarom lees ek, in Markus 16 vers 7, toe Maria Magdalena daar by die graf kom, en sy sien hy's leeg. Toe sê die engel, gaan sê vir die disippels, dat hy het opgestaan, hy is nie meer dood nie. Maar die woorde sê, hy sê, gaan en sê vir die disippels, en vir Petrus, dat ek het opgestaan. Jy sal weer 'n kans kry. Nee, worry nie, Petrus, daai skuldgevoel wat jy tot nou toe dra, ek wil nie jy moet dit dra nie, want skuldgevoel kan net van die vyand afkom. Gaan sê vir die disippels en vir Petrus. God het hierdie awesome ding vir die hele mensdom gedoen. Maar hy dink nog aan Petrus. Hy dink nog aan hom. En toe Jesus homself openbaar aan die disippels waar hy langs die see van Galilea, want die disippels het mos teruggegaan en hulle werke weer terug gaan vat, want ek meen, hulle Messias is weg. Die 3 jaar wat hulle nou saam met Jesus, voel hulle het nou dit heeltemal net in die water gegooi. So die Messias is dood, so ons gaan terug na ons ou werke toe. En hier is hulle besig weer om vis te vang. En hulle sukkel om vis te vang. En as iemand wat van die oewer af sê, miskien moet julle net aan die ander kant gooi. Ja, wel, ons het al iewers daardie ding gehoor. So, kom ons doen dit maar. Ons gooi dit hierdie kant. En daarso kan hulle omtrent nie die boot het amper weer gesink. En toe sê Johannes dat dit is Jesus. En die woord sê dat Petrus het homself in die water gewerp en na Jesus toe geswem, want hy kon nie wag om te sê, Here, ek is jammer. Maar die liefde van Jesus, en vir 3 keer, die 3 keer wat hy Jesus verloon het, vir daai 3 keer vra Jesus vir hom, het jy my lief, Petrus? En ek dink elke keer wat Jesus hom gevra het, het daar 'n genesing in sy binneste gekom, van die verloning wat hy gedoen het, teenoor Jesus. En hy sê, ja Here, jy weet alles, dat ek het jou lief. Hy sê, maar nou, jy moet gaan wag, dat jy kan bekragtig word met die Heilige Gees, want sonder die Heilige Gees, gaan jy dit nie kan maak nie. Maar wat ek vandag by u wil tuisbring, as ons net een keer, God se liefde kan smaak, sal ons altyd deur na hom toe hardloop. Maak nie saak in wat se situasie ons is nie. Ons sal nie 'n plan B of 'n plan C of 'n plan D hê nie. Ons sal net die een plan hê. Kom ons hardloop na die God van liefde toe. Want hy wil vir ons iets awesomes doen. Hy wil vir ons bonatuurlik voorsien. En mag julle smaak en sien dat God het ons lief en dat hy is goed. Amen. Kom ons sit so, dan bid ons. Vader, ons dankie dat ons kan weet, U is vir ons en nie teen ons nie. En ek wil bid, vra Here, dat U vir ons, Here, sal wys, en dat ons dit sal smaak, dat U liefde vir ons baie groot is. Ons eer U daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.